Ons begin hierdie erediens in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser, wat hier is. Ons sit dit voort in die krag van die Heilige Gees en ons geniet dit in die teenwoordigheid van ons Vader, wat ons toevou met sy liefde, sy guns en sy goedheid. Amen. Gemeente van Waterval, vriende, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God onse Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Weereens baie welkom vanoggend, aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom, mag die Here ook vir jou seën waar jy na hierdie diens kyk, later vandag of elders in die week. As jy hou van wat jy sien en hoor, gooi jy 'n duimpie. As jy nie daarvan hou nie, gooi hom onder toe. As jy kommentaar wil skryf, is jy ook welkom. Ons het nou vir 'n hele paar Sondae nie kon uitsaai nie as gevolg van omstandighede, maar van vandag af lyk dit vir my gaan dinge weer regloop. Die tema vanoggend is, dis nie maklik om in hierdie wêreld te wen nie. En dit is uit Rigters 2 vers 23 tot 3 vers 6. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons die voorreg het om vanoggend hier by mekaar te kom as u kinders, familie van Waterval gemeente. En ons is in die naam hier. Maar wanneer ons so by mekaar kom, Here, dan sê ons regtig vir u, ons is nou nie die wonderlikste, grootste, mees toegewydste kinders van u nie. Nee, Here, ons sukkel ook maar 'n bietjie. En ons kom eintlik hier by mekaar, Here, as sukkelaars, as mense wat worstel met die lewe, met versoekings, met sonde, met gebreke, maar ons is u kinders. En dit is die wonderlike voorreg wat ons het, dat u dan ook vir ons tegemoet kom hier in die kerk, en toevou met u liefde, en sê, maar ek is lief vir jou, ten spyte van alles wat jy gedoen het hierdie week. My genade is vir jou. En dis heerlik om te weet, dat ons hierdie vrye toegang na u toe het, enige tyd, enige plek. Maar hier in die kerk vanoggend op 'n besondere manier. En u kom, Here, ook vanoggend om met ons te praat uit die Bybel uit. U woord. Geen groter, belangriker woord as dit nie. So Here, ons is vol afwagting om iets te hoor en iets te leer van u af. So sal u deur u Gees die woord gebruik om ons te vorm na u wil en soos u wil hê ons moet wees. Ons smeek dit in die Here Jesus Christus se naam. Amen. Dis nie maklik om in hierdie wêreld te wen nie. Rigters 2:23 tot 3:6. Daarom het die Here hierdie nasies met rus gelaat en hulle nie dadelik verslaan en in Josua se mag oorgegee nie. Die Here het hierdie nasies met rus gelaat om die Israeliete met hulle op die proef te stel. Die Israeliete wat nie ondervinding gehad het van al die oorloë teen die Kanaaniete nie. Die Here wou hierdie Israeliete leer hoe om oorlog te maak, hulle wat dit nie voorheen ondervind het nie. Die volgende nasies is met rus gelaat. Die Filistyne met hulle 5 leiers, al die Kanaaniete, die mense van Sidon en die Hiwite wat Libanonberg bewoon het, van Baal Hermonberg af tot by Lebo Hamat. Hulle is met rus gelaat om Israel met hulle te toets, om te sien of die Israeliete gehoorsaam sou wees aan die gebooie van die Here. Die gebooie wat hy hulle voorvaders deur Moses beveel het. Die Israeliete het toe gewoon tussen die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Hewite, Jebusiete. Die Israeliete het met die dogters van hierdie nasies getrou en hulle dogters met hierdie nasies se seuns laat trou. Die Israeliete het hierdie nasies se gode gedien. Net tot sover.
Nou ek sit hierdie skyfie op. Ons leef die lewe nie waar nie. En in hierdie lewe het ons te doen met baie goed. En as daar aan baie versoekings in hierdie wêreld, waarmee ek en jy daagliks moet worstel. Hier is maar etlikes. Geld en besittings, vir party van ons raak dit so belangrik dat dit ons hele wêreld oorheers. Ons soek en sug na meer, en ons kan nie ophou koop nie, en ons maak by mekaar, en ons werk ons roese af, om net te hê, baie keer geld op die onnodigste goed mors, en baie word geld mal. Ek ken een of twee sulke mense, wat as gevolg van hulle geldhonger, geen gevoel het vir enige iemand om hulle nie, en sal verniel, net om nog 'n paar rand uit iemand uit te druk. Om nie te praat van buiteegtelike verhoudings nie. Dis volop. Party kulture wil dit amper motiveer, jy moet so ietsie aan die side hê. So ietsiekie, weet. Dit wat jou vrou nou nie vir jou kan doen nie, moet sy nou vir jou kan doen. Of dit wat jou man nie vir jou gee nie, dit moet hy vir jou gee. So ons hoor dit daagliks van mense wat in verhoudings is, wat getroud is. Of mense wat met dobbel verslaaf geraak. Glo my, dis 'n ergerlike probleem in Suid-Afrika. Daar mense is wat tot 70-80% van hulle inkomste wegdobbel. En hoe erger dit gaan in die ekonomie, hoe swaarder mense begin kry, hoe meer begin hulle dobbel. En dit is mos nou so maklik, want ek hoef nie casino toe te ry nie. Ek doen dit sommer op my foon. En ek dobbel gou-gou 'n paar R1000 weg in 'n japtrap. En hulle is gehoek daaraan. En ons sit met hierdie versoeking, want as jou finansies druk, ek moet nog geld inkry. Miskien moet ek maar net probeer, dalk net eers 'n R10 of 'n R30. En dan word dit 'n R200. En dan word dit 'n R1000. En nou is dit my hele salaris. En dan begin ek goed verkoop. En dan begin ek my gesin tekort doen. Of wat van pornografie? Ag, dis mos nou nie so erg. Niemand sal weet as ek hier in die nag, wanneer my vrou of my man slaap of my familie aan die slaap is, gou net 'n bietjie loer nie. Dit kan mos net, is okay man, ek gaan mos nou net so bietjie kyk, net so bietjie. En daai bietjie word 'n lewenstyl. En party mans, ek weet nie so baie van die vrouens nie, maar ek weet van party mans, sit ure op die internet en kyk kaalfoto's van vrouens. En dan stimuleer dit jou. En dan begin jy hulle soek. Dan wil jy die hoere opsoek. Jy raak verslaaf. Jy's gebind. Of die drankduiwel het jou besit. Want ek voel soveel beter. Dominee, jy verstaan nie. As ek nou eers 'n happie of 2 in het, dan kan ek cope. Dan kan ek cope met daai vrou van my. Dan kan ek cope met die kinders. Dan kan ek cope met daai baas van my. Dan kan ek cope met die lewe. Jy weet, as ek net eers 'n paar doppe in het, dan is ek nou die man, dan voel ek goed en ek kan my ding doen. En so worstel ons in die lewe met versoekinge en met uitdagings en met goed. Met goed wat ons elke dag mee te doen het. Hier's maar enkeles. Daar's baie meer. Jy dalk 'n spesifieke ding waarmee jy sukkel. My vraag is net, hoekom is die goed daar? As die Here dan nou wou gehad het, ek en jy moet 'n toegewyde lewe aan hom lewe, hoekom is daar nou sulke goed soos drank en pornografie en al hierdie goed wat ons nou so vinnig genoem het? Hoekom is dit daar? Hoekom het hy dit toegelaat, dat hierdie soort van goed in die wêreld en in die mense geskiedenis inkom? Ek verstaan dit nie lekker nie. Hoekom is daar al hierdie moeilikheid en al hierdie versoekings in die lewe daar? Die gedeelte wat ons gelees het, kan ons eintlik maar dieselfde vraag vra. En ek dink Israel het dalk gewonder daaroor, want die Here het vir hulle gesê, Kanaan, die land Kanaan, die land van melk en honing, gee ek vir julle as julle land.
waarin julle toekoms moet bou, waar julle die nageslag moet uitbrei soos die sterre in die hemel en so baie soos die sand van die see. Ek gee hierdie land vir julle. Maar nou is die land vol volkere, ander nasies. Ons het gelees, Jebusiete en Filistyne en Karaniete en Ferisiete en Hetiete en you name it. Hulle was almal daar. En Josua kom en hy val die land aan en hy begin in sekere van hierdie volkere oorwin hulle. Party van hulle was te sterk. Ons het in die eerste hoofstuk gesien waar die verskillende stamme almal aanval en dan sekeres het hulle pak slaag gekry en hulle het maar die mense daar gelos. So, hoekom as die Here die land vir hulle gegee het van melk en honing, kry hulle dit nie reg om al hierdie vyandige volke wat afgode dienaars is, uit die weg uit te ruim nie. En dan lees ons in hierdie teks, eintlik het die Here dit so gewil. Hy wou hierdie volkere tussen hulle hê. Nou maar, dis nou nogal snaaks, né? Nou hoekom? Net soos wat, hoekom dobbel, hoekom drank, hoekom al hierdie goed, hoekom is dit daar? Wat wou die Here daarmee bereik? En dis die vraag wat ek en jy ook, maar oor en oor vra. Hoekom is hierdie goed hier? Hoekom is al die sonde en al die negatiewe en al die verleidinge en al die versoekings, is hulle hier in my lewe? Hoekom? Hoekom het die Here hierdie volkere gelos? Hoekom? Dan sê die teks vir ons baie duidelik. Hy wou hulle toets. Hy wou hulle toets. Want baie duidelik het hy in die wet van Moses gesê, jy moet die Here jou God alleen dien, jy mag nie afgode dien nie, ek eis jou op om my te dien. So hy toets hulle. Wat gaan nou gebeur? As hy hulle hier tussen hulle los, ek los so 'n bietjie versoekinge hierso tussen hulle, en kyk hoe toegewyd hulle aan my gaan wees, hoe gehoorsaam hulle aan my gaan wees. Los dit dalk vir jou en my die probleme op, hoekom al hierdie goed om ons is? Is die Here nie ook besig op 'n manier om ons te toets nie? Is hy nie besig om te kyk, hoe ernstig is ek en jy oor ons verhouding met hom nie? Hy wou sien, wat maak hierdie volk met hierdie mense? Gaan hulle hom heeltemal gehoorsaam soos wat hy verwag? Of gaan hulle die ligte pad kies? Ag ja, ons sal hom so gehoorsaam wanneer ons lus is, wanneer dit lekker is, wanneer dit my pas. Ons sal dit maar net doen so half en half, jy weet, so asof ek my gewete net so bietjie wil sus. Jy weet, ek sal maar net so nou en dan in die kerk kom, dat die dominee daarom net sy mond kan hou, en ek sal net so, ek sal maar net so half en half vir mense wys, weet, ek is nie ernstig hieroor nie, ja, ek wil daarom nou net nie geëtiketeer word nie, maar ja, okay, ek doen dit so half. Dis die probleem. Dis die probleem wat Israel gehad het. So dit gaan oor 'n keuse. Soos wat die lewe maar oor keuses gaan. Ek kies vir sonde, ek gee toe aan die versoeking, of ek kies gehoorsaamheid. Ek kies om God te verheerlik, of om my eie wil te doen. Dis 'n keuse. Ek kies vir God en sy woord, of ek kies vir die wêreld en sy dinge. En dis die vraag wat ek en jy moet vra, soos wat Israel moes vra. Wat is vir my die belangrikste in die lewe? Is die belangrikste in die lewe vir my om God voluit te dien? Wat wou die Here vir hulle leer? Natuurlik is daar iets anders wat in hierdie teks uitkom. Die Here wou ook vir hulle leer om oorlog te maak. Het het gegaan daaroor dat hulle moet fisies die swaard kan opneem en die spies kan gooi en daai aan? Ja, seker in 'n mate. Want toe Josua nou so half klaar is, het daar so 'n bietjie rustigheid gekom en sy volgende die nageslag na hulle was nie so heeltemal so verfynd met oorlog maak nie. Maar waarin gaan dit in oorlog? Ons gaan in die naam van God aanval. Ons gaan God vertrou om vir ons die oorwinning te gee. Ons gaan met geloof as die volk van God,
gaan ons hierdie vreemde in, gaan ons hierdie vyand tegemoet. So in 'n mate wou God ook hulle geloof, hulle vertroue, hulle afhanklikheid van hom met oorlog leer. So wat wil die Here vir my leer hieruit, met hierdie versoekinge om ons? Wat wil hy my leer? Want wanneer jy met 'n versoeking worstel, is dit nie maklik nie. Partykeer moet jy maar met stikkenheid voor die Here gaan kniel en sê, Here, ek worstel met hierdie ding. Ek het probeer op my eie, maar ek kry dit nie reg nie. Ek het nodig dat U my help. Ek vat U hand. En ek vertrou U om my die krag te gee om hierdie versoeking te weerstaan. Maar Israel het die toets gedop, né? Wat lees ons in die laaste versie, vers 6? Hulle het met hulle getrou. Kyk, hulle het onder hulle gaan woon. Kom ons sê dit maar. Hulle het met hulle chommies geraak. Hulle het begin kuier, soos wat ons sou gebraai het. En hulle het uiteindelik gesê, maar julle dogtertjies is mooi, laat ons seuns met hulle trou. Ja, maar ons seuns is, ons dogters is ook mooi, laat ons trou maar, ons ry maar uit, en ons raak familie, ons is familiêr met mekaar, ons is gemaklik met mekaar. Ag, dit pla ons nie eens meer nie. En toe hulle weer sien, maar daai gode van julle is interessant. Julle het 'n spesiale God net vir rykdom, julle het 'n spesiale God net vir dit. Nee, maar ons moet hulle bietjie probeer, want ons God kan ons nie sien nie, julle sin kan ons darm sien. En so verval hulle in ongeloof en ongehoorsaamheid. Wat sien ek hier raak? Het jy al beeldmateriaal gesien van 'n luislang wat 'n bok insluk? Dis ongelooflik. Dat hierdie luislang sy bek so groot kan oopmaak nadat hy bok gedruk het, en hy werk hom so stukkie vir stukkie in, en hy werk hom in, en hy werk hom in, en uiteindelik is hy bok weg, en jy sien hoe daar lê die luislang, en jy sien hierdie knop van hom, waar die bok binne in sy lyf in is. En dit is presies wat hier gebeur, hierdie progressie. Nee, wat, ons bly hier tussen julle, nee, ons kuier 'n bietjie, nee, ons gee ons kinders, dat hulle trou, en ons raak groot vriende, en so word hulle ingesluk, deur hierdie versoeking, deur die sonde, en die ongehoorsaamheid, so stukkie vir stukkie, duidelike progressie, en dan is dit te laat. Dan is dit gedoen, dan is dit verby. Die sonde het oorwin. En dis wat met Israel gebeur het. So nou om weer die vraag te vra, hoekom is al hierdie versoeking hier? Wat is God se doel met alles wat hier om my is? Dalk is God met jou ook besig en met my besig. Want die goed is daar en is vrylik en is maklik. Meen, dis eenvoudig. Jy hoef nie baie hard te werk om in sonde te val nie. Jy hoef nie moeite te doen om betrokke te raak met een van hierdie goed nie. Dit gebeur so maklik en so vinnig. Die Here het hierdie goed vir ons gegee om ons en op ons pad om ons sterker en beter kinders van hom te maak. Want elke keer wanneer jy vir 'n versoeking nee sê, is jy sterker. Is jy beter. Elke keer as jy vir die sonde kan sê, nee, God en sy wil is vir my belangriker, is jy 'n beter mens. So dalk is al hierdie negatiewe goed in die wêreld nie verniet nie. God is besig om vir jou en vir my daardeur sterker te maak, deurdat ons oorwinning oor hierdie goed kan hê, deurdat ons kan nee sê. Ek onthou toe ek hoërskool toe gegaan het, my pa hierdie wyse woorde vir my gegee. Toe sê hy, seun, hoërskool gaan jy baie uitdagings hê. Manne gaan vir jou sê, kom, Vrydag aand, ons gaan 'n bietjie kuier. Of hulle gaan vir jou 'n sigaret aanbied daar by die skoolpouse. En sy eenvoud toe sê hy, ja, enige iemand kan dit doen, my kind.
Maar dit vat 'n man om te sê nee. Dit vat 'n man. Dit vat ruggraat om vir versoekings nee te sê. En dit is maklik, wanneer ons as familie saam kuier, praat ek saam, doen ek saam. Dit is mos maklik, veel grappies is lekker. Laat die manne lag. Skinder saam om teepot. Jakobus sê, my broers, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard, en die volharding moet enduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Dis die doel daarvan. Om jou en my 'n beter kind van God te maak, deurdat ons met alles in ons beklei teen versoekinge van die wêreld, want ons word sterker en beter. Maar die Kanaaniete en die Ferisiete en die Hewiete en die Hetiete en die Filistyne, hulle is daar, tussen hulle. Hulle kon hulle nie ontvlug nie. Dit was die Here se wil, om hulle daar te los, omdat hy hulle geloof wou toets, né? Maar hy het nie vir hulle gesê, gaan word een met hulle nie. Hy wou hulle toets, hulle gehoorsaamheid toets. Hy het hulle in hierdie omstandighede gesit. Ek en jy kan nie van hierdie wêreld loskom nie. Ons sou baie graag wou hê, dit moet eerder hemel wees, waar geen negativiteit en geen versoekinge en geen gemors is nie. Maar ons is hier. En dan sê die Here vir ons baie duidelik in sy woord, julle is in hierdie wêreld. Julle is nie van hierdie wêreld nie. Julle doen nie wat die wêreld doen nie. Lees maar 'n gedeelte in 1 Johannes 2. Ons kan nie van hierdie wêreld loskom nie. So as ons in hierdie wêreld is, wat moet ons met hierdie wêreld maak? Die kerk het 'n geweldige taak om die wêreld te verkerk. Ons moet die wêreld beter maak, soos die Here Jesus sê, julle is die lig vir die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Julle het 'n verantwoordelikheid om hierdie wêreld beter te maak. Maar ek sien iets anders gebeur. Die kerk word deesdae verwêrelds. En alles wat daar buite aangaan, word ons in die kerk ingetrek. Die reëls het verander in die kerk. 'n Dominee of 'n pastoor of 'n prediker wat ernstig is oor die woord, word deesdae vinnig vasgevat deur die wetgewing van die land. Want dis in stryd met wat die wêreld vra en wat die wêreld sê. En dit is wat die wêreld doen. En synodes van verskillende kerke oor die wêreld heen aanvaar nuwe reëls en nuwe regulasies wat nie uit die woord van die Here gefundeer kan word nie. Dit mag nie gebeur nie. Want die Here Jesus het gesê, voor hy opgevaar het hemel toe, gaan al die nasies toe, verkondig die evangelie. Verander julle die wêreld, daar waar jy werk, daar waar jy bly, in jou huis, in jou sfeer waar jy beweeg elke dag. Hê 'n invloed, verander deur jy wat 'n lopende Bybel is. Hoef nie te preek nie. Gaan wys net. Gaan wys net. Dis jou roeping. Dis die kerk se roeping. En dis hoekom ons oor hierdie goed moet oorwin. Nie kompromie sluit nie. Kyk wat het Israel gedoen. La, lekker, gemaklik, chommies, trou, gode, ingesluk. Is dit wat met my en jou in hierdie wêreld gebeur? As jy met 'n dief praat, wat nou gevang is vir ernstige diefstal. Wat toe jy is ons 'n polisieman, jy sal weet. Hoe begin dit? Ja, jy het jou klein dingetjie, ek vat net hierdie skroefietjie by die werk. Nee, ek vat net 'n klein bietjie. Vra iemand wat veral bedrog gepleeg het, hoe dit begin. Met 'n klein bedragie begin.
Niemand het agtergekom nie. Weggekom daarmee. Dan steel ek 'n bietjie meer. Dan steel ek nog groter. En uiteindelik raak dit honderde duisende rande. Daar's sommige mense wat miljoene steel oor 'n tydperk. En dan word hulle eendag in 'n audit uitgevang. En dan gaan hulle tronk toe. Maar dit is hoe sonde werk, né? Net so 'n bietjie. Dit is nie so ernstig nie. Dit kan my mos nou nie skade doen nie. Dit sal mos nou nie so erg wees nie. Niemand sal weet nie. Net so, skelmpies bietjie. En as ek uitvind, is ek in 'n gesluk. As ek vas, omdat ek 'n kompromie gesluit het. Wanneer dit kom by sonde, glo my, daar is nie 'n kompromie nie. God haat sonde. Ek en jy moet sonde haat. Met alles in my. So, dis 'n pad van vernietiging. En ek en jy mag nie daai pad loop nie. Dis 'n nee. Nee, nee, nee. Ek wil afsluit. Die vraag vanoggend aan ons as gemeente. Hoe ernstig is ons oor ons geloof? Is my ja, ja? Het God my volkome? Of hou ek 'n bietjie terug? Het ek so 'n paar areaatjies wat ek vertroetel, koester, vir my so belangrik is? Niemand weet daarvan nie. Asof God ook nie weet nie. Dit is, en glo my, ek praat uit ervaring uit. Dis die stupidheid wat ons het. Dat ons soms dink, ag, niemand weet nie. So, asof die Here ook nie weet nie. Ek sluit my mos daar toe, in my studeerkamer of in die badkamer of wherever ek met my voetjie sit. Niemand weet nie. God weet. Maar dit pla ons nie so baie nie. Ons net vir die mense kan wegsteek. Maar dit pla my nie dat God weet nie, dat ek dit in sy teenwoordigheid, lewende God se teenwoordigheid doen. So hoe ernstig is ek oor sy wil? Want dit moet vir my prioriteit in my lewe wees. Sy woord is my alles, my riglyn. Hoe ek my lewe inrig. As ek iets in die lewe, 'n versoeking, nie hier kan toets in die woord en dit hier vir my goedkeuring gee nie, dan los ek dit en ek vermy dit met alles wat in my is, hoe moeilik dit ook al is. So hoe hanteer ek en jy versoekinge? God verwag algehele gehoorsaamheid van my en jou. Maar soms val ek. Soms val ek, en daarmee sluit ek af. Ek het verlede Sondag vir julle probeer sê, wat is die siklus in Rigters? Jy die siklus? Dit gaan goed met die volk, dan verval hulle in ongehoorsaamheid, dan gaan dit met hulle moeilik, dan sug hulle na God en hulle roep na God toe, dan stuur die Here vir hulle 'n leier, 'n rigter, dan red hy hulle weer uit die omstandighede uit, en dan gaan dit weer vir 'n rukkie goed, dan val hulle maar weer terug en dan herhaal die siklus om weer, oor en oor en oor en Rigters. Jy val ook. Ek val. Soms oorval die sonde ons, want hy bekruip jy soos 'n dief in die nag. Dan val ons. Wat is die tema van die Rigtersboek? God is genadig. Het gaan nie oor 'n Samson en 'n Gideon en 'n wat 'n leier ook al daar is nie. Het gaan daaroor dat God is 'n God van genade en elke keer help hy maar weer sy volk. Elke keer vergewe God my maar weer. Tel hy my weer op, bring hy my op die regterpad. En plaas daarvan dat ek nou uit dankbaarheid voor God lewe en sê, ek gaan nie weer nie, val ons soms terug. Jy moenie val nie. Jy moet jou beste probeer om nie te val nie. Maar as jy wel val,
God is getrou en genadig. Amen. Baie dankie Here dat ons U woord het. Partykeer is U woord 'n bietjie hard op ons, maar ons weet Here, dit is die waarheid. Want hierdie ding wat met Israel gebeur, van toegee en ingesluk word deur versoekings en sonde, ons verstaan dit al te goed. Maar dankie Here Jesus dat U aan die kruishout vir ons gesterf het en betaal het vir ons sonde. En hierdie skuldbrief wat ons met ons lewens skryf, het U aan die kruishout saam met U gaan spyker. En ons het hoop, ons het uitkoms, ons het verlossing. En U het nog die Heilige Gees gestuur om ons te help. Heilige Gees wat in ons woon, God wat in ons is, God wat heilig is, help ons om as heiliges te lewe, sonde te haat, dit te verafskie, en wanneer die versoeking op ons pad kom, Here, dat al ons alarms en rooi ligte by ons opgaan en aangaan, sodat ons met alles wat in ons is kan weerstand bied. Want U wil hê ons moet in toewyding en gehoorsaamheid aan die lewe. En mag dit waar wees van ons gemeente hier in Waterval. Mag ons deur die manier hoe ons lewe 'n invloed op die wêreld sal hê. Dankie dat U ons wil gebruik. Al is ons skewe krom penne, U kan daarom met ons 'n reguit lyn trek en U wil. So hier is ons. Ons dink vanoggend aan al ons bejaardes in ons gemeente, die wat sukkel. Ons dink aan hulle wat siek is, wat worstel, wat behandeling kry, wat op medikasie is, op pad na herstel. Ons dink aan ons kinders, ons kleinkinders. Seën ons huwelike, seën ons gesinne. Hou ons vas. Mag ons U eer en U verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met julle elkeen wees en bly.